Baie welkom by ons aanlyn boodskap. Hier by NG Gemeente Jeffreys Bay maak God ons golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood. Goeiedag gemeente. Kan julle glo, ons is in Junie maand, helfte van die jaar is al verby en die winter wink vir ons om die draai. Vir NG Jeffreys Bay gemeente beteken dit net een ding, dis tyd vir die seefees en dit maak ons ongelooflik opgewonde, want die seefees is een van ons hoofondsinsamelings wat ons bemagtig om in die gemeente en in die gemeenskap werk te kan verrig. Ons het jou hulp nodig. Indien jy nog nie aangedui het waar jy kan help, betrokke kan raak of bestanddele kan bring nie, is vanoggend jou geleentheid. Daar word blaadjies uitgedeel by al 3 kampusse. Vul gerus vir ons in hoe jy kan help. Dis immers jou gemeente en jou gemeenskap. Kom maak 'n verskil. Nog iets om na uit te sien in hierdie winter is Pinkster. Pinkster gebeur hierdie jaar van die 9de tot die 12de Junie. En neem asseblief kennis dat die tye by De Gama en Paradise Strand 11:00 in die oggend. In die aand 6:00 is daar by die Kompleks Campus Pinkster wat deur Jaco Strydom aangebied gaan word. Bring jou kinders, bring jou ouma, bring haar tannie. Daar gaan spesiale kinderpinkster wees in die Jonklokaal met 'n heerlike koppie sop vir die groot mense na die tyd en iets baie lekker vir die kinders. Ons het die voorreg om as gemeente deel te neem aan 'n gemeenskapsgebedswaak. Die 2de Junie is ons geleentheid om vir 24 uur te bid. Indien jy iewers 'n aftydjie het, 'n halfuur, selfs 15 minute, skakel asseblief die nommer onder op die skerm. Hierdie vrou sal jou kan help om die riglyne te kry waaroor jy kan bid en kan intree vir ons gemeenskap. Onthou ook dat die Nyati uitreik om die draai is. Hulle vertrek die 29ste Junie na die Transkei. En dit is ons werk as gemeente om hulle in gebed op te dra aan die Here. Wat 'n voorreg is dit om deel te wees van 'n gemeente wat so besig is met koninkrykswerk, met die Here se werk in hierdie gemeenskap. Mag jy in hierdie dag en in hierdie week geleenthede soek om deel te raak en betrokke te wees. Ons sien uit om saam met jou die pad te stap. Geseënde dag vir julle. Goeiedag gemeente, baie welkom by vandag se erediens. Mag vandag se erediens regtig vir elkeen van julle geseënd wees. Ek weet nie wat julle omstandighede tans is of van waar af julle inskakel nie, maar my gebed is dat die Here deur sy woord en deur sy gees ook vir ons kan begelei. Ek hier uit NG Gemeente Jeffreys Bay, wat ons natuurlik hierdie aanlyn boodskap ook na buitekant toe ook gee, en het ons 'n klomp mense van reg oor die wêreld wat op 'n gereelde basis vir ons ook terugvoering gee, en ons sal graag ook van julle wil hoor. So natuurlik hier in die comments gedeelte kan julle dan ook vir ons in die kommentaar sit van waar af julle ook al mag inskakel. Mag vandag se erediens vir elkeen van julle so geseënd wees. Indien jy 'n gebedsversoek het, gaan ons ook nou gebed@ngkjeffreys.co.za kan jy jou gebedsversoeke of enigiets net vir ons deurstuur. Ons sal graag saam met julle wil vier, maar ook saam met julle in gebed ook wil saam bid, en ons gebedspanne sal natuurlik ook dit ontvang en saam met julle ook in gebed intree vir wat ook al dit mag wees. As gemeente het ons natuurlik op 'n gereelde basis 'n vieringe, en as jy in hierdie week 'n verjaarsdag het of ook 'n huweliksherdenking, wil ons vir jou sê baie geluk en mag die Here jou ook ryklik seën. Jy kan dit ook vir ons in die comments gedeelte sit dat ons dit saam met jou ook kan vier. As gemeente is ons in hierdie Mei maand op pad met ons sending of ons getuienisbediening, en het ons natuurlik ook by verskillende aspekte elke Sondag by stilgestaan. En hierdie Sondag gaan ons spesifiek stilstaan by Feba Radio. En ons as gemeente is geroep om golwe van liefde en lig te wees
vir 'n wêreld in nood. En ons vertolk daardie roeping ook deur ons sendingwerk, wat ons nie net vir onsself, ons bestaan nie net vir onsself nie, maar ons bestaan juis om ook weg te draai van onsself af en uit te kyk ook in die wêreld. En daarvoor het die Here ons geroep as Jeffreys Bay gemeente om 'n verskil te kan maak hier in Jeffreys Bay, in die Wye Oos-Kaap, wat natuurlik ook in die Transkei, Nyati is, en binnekort ook ons Nyati uitreik. En van daar af verder ook na Mosambiek toe. Ons is in die noorde van Mosambiek, is ons by 'n gemeente ook daar betrokke, en is ons natuurlik ook in 'n gereelde basis in kontak ook met hulle en bid ons ook vir hulle. En dan ook dan nou verder van Mosambiek af oor na Indië toe, en van Indië af oor na Feba Radio, 'n instansie wat 'n baie groot verskil maak. Kom ons kyk na die volgende video insetsel en ons sien wat Feba Radio alles doen. The human heart is forever seeking after meaning. People are crying out desperately, seeking for answers. A cycle of despair, of hatred and violence and anxiety has seeped into the very fabric of society, into the souls of men and women. For 75 years, God has used the Far East Broadcasting Association, or FEBA Radio, to reach millions of people annually with the only answer, the only hope to all the seeking and all the turmoil going on in the world. And His name is Jesus Christ, the Savior of the world. From the plains of Zimbabwe, Malawi, Mozambique, to the uncharted Arab world of Saharan Africa, and even further into the dozens of countries in Asia and the Far East, the most unchurched, most persecuted, unreached and most isolated villages on earth. We bring them the good news of eternal salvation. And what is the result of all this? Well, every year millions of people respond to our broadcasts from places like China, Pakistan, India, Indonesia, the largest Muslim country in the world. Millions are listening and responding. Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ukraine, Vietnam, North and South Korea. In Malawi, the response is so big amongst this unreached people group that our staff cannot even keep up with all requests for baptism. In Mozambique, where militants are razing entire villages to the ground, we bring hope and the gospel of Christ. For 75 years, God has used the Far East Broadcasting Association to use local ethnic broadcasters, preaching in 140 languages in more than 50 countries for thousands of hours each day, in a way that their listeners can culturally understand. We've been bringing the gospel to these people. So you may never be able to hand-deliver a radio to a remote village in an unreached country. But through us, you can. If one radio can change a whole village, just think what your donation and your partnership can do. Your prayers and your donation might leave your lips and your hands, but it will never leave your life. Partner with us, because together we can reach the unreached. As gemeente het ons ook in hierdie tydperk, vir al ons sending en alles waarby ons betrokke is, wil ons graag julle ook uitnooi om deel te hê aan ons geloofsoffer. Ons geloofsoffer vir hierdie jaar van 2025 is 260.000 wat ons mikpunt is.
En ons trek tans op die oomblik na 3 maande op 'n wonderlike bedrag van 53.000 sover om daai 260.000 ook op te maak. En glo en vertrou ons dat ons ook by daardie mikpunt en nog meer gaan by uitkom om al meer 'n verskil te kan maak. Baie dankie vir elkeen se volgehoue finansiële bydrae om hierdie bedienings moontlik te kan maak. Hier van Jeffreys Bay tot in die uithoeke van hierdie wêreld, en dit is waarvoor die Here ons ook geroep het, om sout en lig te wees en om juist die goeie nuus, die evangelie uit te dra aan alle mense. Dankie ook daarvoor. Ons gaan begin met ons fotum in hierdie oggend uit Psalm 8. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. En U het hom net bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ons Skepper God, kom groet U in hierdie oggend. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het in hierdie tyd ook met ons, in hierdie Sondag spesifiek fokus ons op ekologie, en gaan ons ook dan spesifiek daarby ook stil staan, oor nadenke, hoe ons as die mens inpas in hierdie skepping in. Ons het nou gelees en in hierdie fotum gehoor dat ons is net bietjie minder as 'n hemelse wese gekroon, gemaak, geskep, om te heers oor alles wat die Here ook gemaak het, selfs sy skepping, ook waar jy jouself bevind elke dag, by jou huis, in die omgewing, hier in Jeffreys Bay, as jy op die strand is, waar ook al jy mag kom, is ek en jy ook hierdie mense wat gekroon is, om te heers oor God se skepping, dit wat hy gemaak het, om die beste daarvan te kan maak, en om ook daar 'n bydrae te kan gee. Ek sê altyd, om die wêreld en mense en plekke beter te los, as wat ons hulle gekry het. Dit is ons roeping, om te heers oor die Here se skepping. Wanneer ons dit sê, dan dink ons aan 'n paar voorstelle wat ons graag wil gee, hoe ons al hoe meer bewuslik kan wees om met die ekosisteem om te gaan, met ekologie. Wanneer ons spesifiek kyk oor ons rol in hierdie wêreld, dan dink ons aan 'n paar voorbeelde. En ek dink een van daai voorbeelde is om meer elektrisiteit. En ek dink ons almal is al goed aangeskakel daarvoor om te sê, spaar elektrisiteit. Deur ligte af te skakel wat onnodig brand, of trek proppe of apparate uit wat nie gebruik word nie. So dis 'n eerste plek waar ons doelgerig 'n verskil kan maak. Of dalk installeer 'n sonverhittingsstelsel, want dit verlaat die CO2 voetspoor. Natuurlik spaar water, stort, maak aanpassings in jou tuin, soos om meer inheemse en waterwyse plante te plant. Herwin. Ons as gemeente is ook al hoe meer besig om te vra, hoe kan ons ook 'n plek raak waar ons kan herwin? Gebruik gif wat omgewingsvriendelik is en nie wat sekondêr vergiftiging veroorsaak nie. Moenie onnodig ry nie, probeer saamry klubs. Ek weet in ons kultuur is dit dalk moeilik, maar probeer saamry klubs, of probeer eerder stap, of probeer eerder fietsry, deur op so 'n manier 'n verskil te kan maak. Plant inheemse bome. Die gemiddelde mens, nog interessant, moet 16 bome in sy of haar leeftyd plant, om die CO2 wat hy of sy vrystel, uit te skakel. Interessant? Iemand het nou die dag gesê, ons moet toekomsgerig dink, wanneer ons bome plant. Iemand het gesê, wat vir my so mooi is, plant vandag 'n boom, sodat jou kinders in sy skaduwee kan sit. Is dit nie mooi nie? Plant vandag 'n boom, sodat jou kinders, of kleinkinders, in daardie skaduwee kan sit. Sien ek kans, en dan is die vraag vir myself, om 'n boom te plant, wat eers na my, groot genoeg gaan wees, om te geniet. Nou, dis toekomsgerig. Mag ek en jy bome plant vir ons kinders se kinders, om daarin te sit.
Koop plaaslike produkte met minder verpakkingsmateriaal. Begin 'n komposhoop of begin 'n aardwurmplaas. Begin jou eie groentetuin. Kry 'n stem en word deel van die gemeente se tuinbou belangegroep wat ook so wonderlik 'n verskil maak ook in die gemeenskap. Of word deel van die dorp van drome span wat 'n verskil maak op elke hoek. Kan jy dit sien waar hulle natuurlik hulle hande en hulle werk en hulle tyd gegee het om hierdie wêreld en omgewing 'n mooier plek te maak. So word deel van die dorp van drome span hier in Jeffreys Bay. En kom met ander oë, kyk na ander oë en sien die skepping vir wat die wonderlike daarvan is. Bome, blomme, voëls in die lug. Kweek 'n bewondering vir jou familie en vir jou kinders en vir jou kleinkinders, dat hulle ook met dieselfde oë as ons daarna kyk, om met waardering die ingesteldheid te kan hê vir die sonsopkoms, vir die sonsondergang, vir elke liewe klein fynste detail wat daar in hierdie skepping is. Hoe wonderlik sal die lewe nie wees, en hoe positief sal ons nie wees, as ons so ingesteldheid het oor hierdie wêreld en dit waarin ons leef nie. Kom ons word vir 'n oomblik stil en bid ons vir ons land, vir ons omgewing en ook vir ons wêreld. Hemelse Vader, skepper van hemel en aarde, U het die wêreld met wysheid en liefde gevorm, en berge en die see, die bome, die veld, elke dier en elke mens. 'n unieke deel van U groot kunswerk van lewe. Ons dank U vir die rykdom van die natuur, vir vars lug om in te asem, vir water wat lewe gee, vir die son wat warmte bring, en vir die aarde wat vrugbaar is en voed. Here, ons bely dat ons dikwels roekeloos met U skepping ook omgaan. Ons het besoedel, vernietig, verwaarloos, alles natuurlik vir kort termyn gewin, sonder om te dink aan die toekoms of aan ander mense. Leer ons om met respek en met wysheid te leef. Laat ons rentmeesters wees van wat U aan ons toe vertrou het. Here, gee ons wysheid om volhoubaar te leef, liefde om te bewaar, en ook moed om op te staan vir geregtigheid in die natuur. Seën die wat werk vir bewaring, die wetenskaplikes, die boere, die leiers en die aktiviste. Gee hulle insig, volharding en ook hoop. Laat ons almal deel wees van U wêreld, waar mens en natuur natuurlik so in mooi harmonie kan saamleef, tot eer van U naam. Amen. Ek wil vandag se prediking begin met die volgende vraag. Wat gee vir jou lewe? Wat gee vir jou wysheid? Wat bring vir jou blydskap? Wat bring vir jou insig? Wat bring vir jou standvastigheid? Wat bring vir jou regverdigheid? Wat is vir jou kosbaarder as goud? Wat is vir jou soeter as heuning? Laat ons op 'n daaglikse basis daaroor nadink. Laat jy toe dat eksterne dinge, goed of sleg, jou lewe beheer. Gaan sit en gee vir 'n oomblik daardie oordenking oor hierdie volgende vraag wat ons ook nou gegee het. Here, die woord wat ons nou gaan lees, Psalm 19, sal ons sien dat die Here se woord is volmaak. U woord is volmaak, dit gee vir my lewe. Ons weet ook, Here, dat U onderwysing is betroubaar, dit gee ons wysheid. U bevele dui die regte koers aan, dit bring vir ons blydskap. En Here, U gebooie is helder, dit bring vir ons insig. U eise is goed, want dit bring standvastigheid. En U bepalings is reg, want dit bring vir ons regverdigheid. Dis kosbaarder as goud en soeter as heuning. Dan die vraag, my liewe vriend en vriendin, van waaraf ook al jy mag inskakel, laat ons toe dat die Here nog ons lewens lei. Laat ons toe dat die Here nog inspraak het in ons lewens. Of is dit maar net vir ons mooi woorde? Lei ons maar ons eie lewe soos wat ons wil, op ons eie manier.
Het ons baie keer in hierdie plek gekom waar ons so op ons eie insig te staat maak, dat dit naderhand net oor ons gaan. Laat ons nog toe dat die Here ons lei en die rigting bepaal. Met daardie vraag in gedagte begin ek in hierdie oggend die woorde: het jy al ooit onder die sterrehemel gestaan en gevoel hoe jou siel skielik stil word? Ek het so ervaring gehad toe ons verlede jaar die voorreg gehad het om deur die hele Botswana te toer. 'n Baie kort hoeveelheid toer wat ons gehad het vir alles wat ons wou sien. Natuurlik het ons elke dag omtrent tent opgeslaan, gery na die volgende plek toe, tent weer opgeslaan, weer afgeslaan, weer gery na die volgende plek toe, om alles van Botswana in te neem. 'n Besige toer. En onder die sterrehemel, op pad terug Suid-Afrika toe, het ons die voorreg gehad om op 'n plek met die naam Kubu Eiland een nag te kon vertoef. Toe ons daar aangekom het, nou Kubu Eiland is natuurlik 'n granietrotsrif wat uitstaan in die uitgestrekte soutpanne van die Makgadikgadi-pan in Botswana. Dit is vir my so mooi. Hierdie gebied is so om en by 90 km van Nata af en natuurlik wat ons daar besef is dat mense besef dat hierdie plek, of hulle beskryf hierdie plek, Kubu Eiland, as 'n heilige plek met sy groot boabab bome, sy antieke klipstrukture en natuurlik ook die pragtige uitsigte wat 'n mens van hierdie soutvlaktes het, so ver soos die oog kan sien. Net daar het ek besef hoe my siel letterlik in hierdie besige toer net vir 'n oomblik tot rus kom. Nou ons het daai toer ook aangegryp 14 dae lank met 2 kleinkindertjies. Nou dink vir julle self, 2 kleinkindertjies op so 'n toer van baie ry om en by toe ons nou soontoe gery het en teruggery het, was dit om en by die 8600 km later. Baie ver wat ons moes gery het soontoe en ook terug. En van daar af ook het ons spesifiek ook by my ouers gaan kuier in Natal. So dit was deel van die hele toer wat ons ook gehad het. 'n wonderlike ervaring. As gemeente is ons ook baie keer daar wanneer ons op plekke kan kom. Dalk is dit in die woestyn, of dalk was dit ergens in die Noord-Kaap waar jy ook al ernstig in die natuur was waar jou siel kon stil raak. Of dalk by 'n bergtop gestaan waar jy die wind kan voel en diep kan laat hoor, daar is meer. En op daardie Kubu Eiland het ek besef, daar is meer in hierdie lewe as wat ons baie keer dink. En Psalm 19 is Dawid se poëtiese antwoord op hierdie gevoel van daar is meer in sy stilwording. Dis 'n lied wat begin by die ruimte van die sterre en eindig by die stilte van die siel. Dis 'n loflied oor hoe God homself in ons kom openbaar. Eers deur die skepping en dan deur sy woorde. Psalm 19 klink so. Die opskrif daar is die openbaring van die Here is volmaak. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. En die een nag deel die kennis van die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, en aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. 'n Dienaar laat hom daardeur leer, wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwalinge raak?
Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie, maar weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie, dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir U aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Hierdie Psalm 19 is vir my so mooi. Dit spreek tot hier in die diepte van my hart en ek hoop vir jou ook in hierdie dag. Ons sien daar God se stem in hierdie skepping, verse 1 tot vers 6. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Dawid sê dat die hemel vertel, sonder woorde, sonder klank, sonder 'n preek selfs, van God se glorie en sy grootheid. Die son loop oor die hemel, vol vreugde. Daar word gesê dat in sy baan, soos 'n bruidegom wat uit die slaapkamer uitkom, met vreugde, vol krag en vol lewe. Sulke mooi poëtiese woorde wat gebruik word. En hierdie beeld, dink maar aan Jeffreys Baai wat so bekend is vir sy sonsopkomste en sy sonsondergang. Het julle dit al gesien? Dit is so mooi. En daarin sien ons dit so mooi raak, die goue lig wat alles aanraak. Dis God se kunswerk. Sy daaglikse groet aan hierdie wêreld. Ek is hier, ek is lig, ek is lewe. En dit is 'n God wat in ons tema, wat ons vandag ook behandel, van om hom te herontdek. Dit is 'n elke môre nuut, wanneer ons besef, wanneer ek daardie sonsopkom sien, of wanneer ek daai sonsondergang sien, besef ons, ek is hier, ek is lig, ek is lewe. Elke dag en nag fluister die skepping, daar is 'n skepper, daar is sin, daar is skoonheid, wat nie toevallig is nie. Daarom kan ons dit ook na onsself toe trek, om te besef, dat ek het 'n skepper. Ek het sin in hierdie lewe. En dan ook so mooi, ek is nie toevallig nie. Maar God het 'n plan met my lewe. Die tweede wat ons uit hierdie teks uitkry, is die woorde, God se woord as lig vir die pad. Verse 7 tot 11. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop my siel, is die ou vertaling. Na die stilte van die skepping, bring Dawid ons by 'n duidelike stem van God, sy woord. Waar die skepping verbaas, bring die woord verandering. So aan die een kant is Dawid verbaas, die skepping verbaas oor al God se werke en dit wat hy sien en beleef. En Dawid het soveel Kubu eiland, of in jou geval, waar jy ook al stilte beleef het, waar jou siel tot stilstand gekom het, dit al ervaar, dat die wêreld en die skepping verbaas. Maar wat so mooi is, dat God se woord bring verandering in ons lewens. Hierdie 6 sinonieme woorde wat gebruik word is wet, getuienis, bevele, gebod, vrees, bepalings, elkeen wys op die volledigheid van God se openbaring. Die woord is soos brilglas, as ek dink aan my bril wat ek aan het. Dit help jou sien wat waar is en wat reg is. Dis soos heuning, dis soet vir die siel. Dis soos goud, dis meer waardevol as goud vir die lewe. Ons leef in 'n era van menings. Ons leef in 'n era van geraas, van mense se stemme, mense se opinies, mense se woorde wat ons so maklik kan lei en baie keer weglei van die waarheid af. Hoeveel keer het dit nie met ons al gebeur nie, dat ons by mense hoor, of wat ons van ander mense inneem en ons dink dat dit die waarheid is. Maar eintlik is dit dalk so ver van die waarheid af. By God alleen kan ons weet, is dit seker, is dit rein, is dit waar, is dit regverdig. By geen mens kan ons glo daardie woorde nie, maar wanneer ons by mense hoor, om van daar af stil te gaan raak by die Here en te sê, maar Here, wat is waar, wat is rein, wat is regverdig? Laat jy nog toe dat God se woord jou lewe rig? Of laat jy toe dat ander mense se stemme jou lewe rig? Die vraag is al die menings en die geraas wat daar buitekant is, het sy dit van die politieke partye af is, of het sy dit is van een of ander leier is, of enige iemand wat 'n inspraak het in jou lewe, laat ons lewens lei deur daardie stemme en daardie woorde? Of waar word ons stil, vriende, om te vra, maar wat is God se wil, en wat is sy waarheid, wat alleen daar kan ek waarheid, want dit rig my lewe. Dis nie net 'n boek op 'n rak nie.
Maar dis woorde wat verandering bring, dis woorde wat ons lewens rig, en wat vir ons die waarheid wil gee, om te sê, maar hierin kan jy lig leef, en lig wees. En dan hoor ons in hierdie teks, God se lig is in ons harte, vers 12 tot 14, wie sien sy eie afdwalings raak? Die skepping wys op God se grootheid, die woord wys op God se heiligheid, maar nou draai Dawid na homself toe, en hy hou eintlik 'n spieël voor hom vas, en hy sê, maar wie is ek, Dawid? En as ek vandag moet erken, wie is ek, Joe? En as jy vandag 'n spieël voor jouself moet oop voorhou, en jy moet vir jouself afvra, wie is jy, en wie die Here jou gemaak om te wees, dan besef ek het God buite gesien, maar ek moet hom ook binne my toelaat, om ook te sien wat hier binne my wese, binne my menswees aangaan. Die grootste openbaring is wanneer ons God toelaat om ons harte te ondersoek. Ons eie foute, ons eie geheime sonde, ons eie trots, ons eie ego, of ons eie agendas, of dit wat ons graag wil hê, die grootste openbaring van herontdekking van God in ons lewens, is wanneer ons God toelaat om ons harte en ons lewens te kom ondersoek. Die woorde van vers 14, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart aan U gewelgevallig ook wees, o Here, want U is my rots en my verlosser. Is ons nog daar waar ons die gebede ook bid om te sê, maar Here, dit wat ek is en dit wat ek doen, is dit vir U welgevallig? Of is dit maar net woorde? Want dit is die wonder daarvan. Leef ek waar ek myself kan verryk, of waar ek dinge kan doen wat vir my belangrik is? Of wat is dit, my keuses, my woorde, om ander mense te dien, om ander mense op te bou, om die fokus te hê op God se koninkryk, en op sy wil, en mag hy die fokus wees in alles wat ons doen. Die grootste openbaring van herontdekking, wanneer ons God herontdek in ons lewens, is wanneer ons elke dag voor hom stil word en sê, maar Here, laat nou toe dat U my hart kom ondersoek, my eie foute, my geheime sonde, my trots, my ego, alles wat daarmee saamgaan. Here, hier is ek oop voor U. En dit is 'n bewuslike besluit wat ons het, want dan besef ons, aan die een kant is ons so wonderlik geskape, minder as 'n hemelse wese. Maar aan die ander kant het ons ook 'n stuk nietigheid, wanneer Dawid ook in daai Psalm 8, wat ons net nou gehoor het, sê maar, wie is die mens, wie is ek, dat U aan my dink, nietig, sondig, vol foute. So ons het hierdie twee kante, en mag ons onsself ook daar binne vir die Here toelaat, dat die Here vir ons ook dit kom oopbreek. Romeine 12 vers 1 en 2 sê vir ons eintlik dit so mooi, wat sê, gee jouself aan God as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir die Here aanneemlik is. Daai gedeelte van Romeine 12 vers 2, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat toe dat God jou verander deur jou denke te vernuwe, dan kan jy onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Is ons nog daar, my liewe vriend en vriendin, wanneer ons vir die Here sê, Here, hier is ek gee myself as 'n lewende heilige offer voor U. En dan ook, saam met dit, ek wil nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Ek wil nie gelykvormig word aan die sondige patrone of mense stemme wat in hierdie wêreld inpas nie. Maar ek wil gelyk word. Daai gedeelte, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar word verander deur julle denke te vernuwe. Dan kan julle onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Dit is 'n gebed. Dit is my gebed, en dit is 'n gebed van iemand wat net na God wil kyk. Net na God wil kyk, maar ook belangrik, wat God ook wil dien. Vriende, mag my en jou lewe so lyk. Mag ons onsself oopmaak om al hoe meer hierdie Psalm 19 in ons eie gebedslewe in te bring. Wanneer ons ook sê, maar Here, hier is ek. En ek wil dit saam met jou bid, ook in hierdie oggend. Ek wil dit saam met jou bid in hierdie dag, wanneer ek en jy hom saam ook deel maak van ons eie lewe. Kom ons bid saam. Here my God,
U hemel verkondig u heerlikheid, u uitspansel wys u handewerk. Elke dag vertel van u krag en elke dag fluister ook van u wysheid. Here, self sonder woorde hoor my siel u stem. En Here, dan bid ek ook, u wet o Here is volmaak, dit verkoop my siel. U voorskrifte is betroubaar, dit maak die eenvoudige wys. U opdragte is regverdig en dit bring vreugde. U gebod is helderder en gee lig aan my oë. U vrees is rein en bly vir ewig. U bepalings is waar en regverdig, meer werd as goud en soeter as heuning uit 'n heuningkoek. Here, deur u woord word ek gewaarsku. Help my om daarop ag te slaan en om u te herontdek in elke aspek van my lewe, want daarin lê groot beloning. Here, reinig my van hierdie foute wat in my lewe is en hou my weg van opsetlike sondes. Laat dit geen mag oor my hê nie. Laat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart aanneemlik wees voor u, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Laat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart aanneemlik wees voor u, o Here. Kan ons dit vandag vir die Here ook sê? Kan jy daar waar jy is, op hierdie oomblik vir die Here sê, Here, laat my woorde oor myself, oor u, my woorde oor ander mense, my woorde oor hierdie land van ons, die wêreld waarin ons leef, laat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart, dit wat ek dink, dit wat ek voel, mag dit aanneemlik wees voor die Here. O Here, my rots en my verlosser, daarin lê die herontdekking om te besef wat God in ons lewens wil kom doen en wie hy vir ons is, om saam met ons deur hierdie lewe te gaan en te besef dat ons het deur sy gees ook dit ontvang om liefde en omgee vir onsself, maar ook vir hierdie wêreld te kan ervaar. Amen en amen. Ons gaan ook nou die Here ook dien met ons liefdesoffers wat ons ook vir hom wil gee. Dankie ook vir elkeen wat ook volgehou, ook finansiëel bydra binne die gemeente. Ons waardeer dit, want op daardie manier kan die bedieningswerk van die Here Jesus ook voortgaan, hier in Jeffreys Bay, maar ook verder tot hierdie uithoeke van hierdie wêreld. Kom ons gee geleentheid ook daarvoor. Liewe vriend en vriendin, mag die Here jou seën met oë wat die skoonheid van die skepping raak sien, met 'n hart wat klop vir alles wat leef, en met hande wat sorgsaam en eerbiedig optree. Mag jy wandel met ligtheid op hierdie aarde, lig leef en lig wees. Werk vir genesing waar daar vernietiging is, en lewe met dankbaarheid vir elke asem, elke boom en elke dier. Mag die Gees jou lei om 'n bewaker van die aarde te wees, in liefde, in geregtigheid en in hoop.